Kom ons sing maar lekker saam met Hillary en Kobus. Goeiemôre julle almal. Die Here het opgestaan, hy lewe. Kom ons sing lekker saam met Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag, hy leef hier in my hart. Hy leef, hy leef, hy leef hier in my hart. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. Sing halleluja, sing halleluja. My Jesus leef vandag. I'm alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, hy is oneindig groot. Hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, die sterke leeu van Juda. Jesus, die vlekkelose lam. Jesus, oorwinnaar oor die dood. Jesus, hy is oneindig groot. Hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Jesus, 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 Jesus. Hy is oneindig groot, hy is vir ewig, hy is vir altyd, en ek weet hy is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my.
kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Dit gaan alles net oor U. Wie regeer? Wie is in beheer? Wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom? My hart wil sing, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar is niemand soos hy. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig, elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal die volk kom lei? Dis die ruiter op die wit perd, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na bo, sing halleluja, Heer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na bo, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. So op die dag wat die Here opgestaan het, kom ons lekker kerk toe en ons wil aanbid. Maar ons vier ook die verjaarsdag van ons vriende. Die 5de April Arisha de Villiers, die 7de April Jean-Ray Miller en Josie Skuman. Josie word Dinsdag word sy 100 jaar oud. So sy het nou donderdag haar heup gebreek. Maar sy is uit die hospitaal uit en dit gaan goed met haar.
So sy sê baie dankie vir almal se gebede. Die 8 April Ryle Nieuwberg, Bella Mia Geldenhuis, Mark Sinken en die 11 April Aletta Havenga en Kathleen Forrie. Kom ons klap vir almal lekker hande. Vriende, indien daar nuwe intrekkers is, julle kan al by die speel aanmeld. Ek sien vanoggend baie nuwe gesigte, maar ek neem aan dis nie nuwe intrekkers nie. Dan die kinderkerk is daar agter, hulle is nog hierso, maar daar agter is 'n bietjie verrassing vir hulle as hulle wil, dan hulle agter gaan geniet saam met die ander kinders. Die klein kinders en die groot kinders, almal, nee. Dus daar agter is 'n verrassing vir julle. Dan is dis saam met die jeugouens in geloof, hulle is ook daar agter. Dan herinner ek julle net aan ons jaarlikse, hierdie jaar se projek is om te probeer om almal 'n vrywillige diens te lewer, een of ander manier soos jy wil en goed dink en die hele Heilige Gees jou roep in die dorp en in die gemeenskap. Maar kom ons sing nog so 2 liedjies saam met Hillary en Kobus. Hulle lyk so lus vir die ding. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living just because he lives. And life is worth the living just because he lives. Ek weet verseker dat Jesus leef. My sonde uit liefde vergeef. Jammer, ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Lig is sy las en sag is sy juk. Hy gee vermoeides
die ware geluk. Uit sy genade, liefde en trou, weet al hoe God sy kinders behou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe, hy bly getrou. Baie dankie. Vriende, ek sien hier in die gebedsversoekeboek is 'n jong man, hy vra asseblief ons moet vir hom bid vir deurbrake en vir werk. Hierdie situasie begin hom 'n bietjie depressie gee. Hy sê asseblief gemeente, ek wil werk hê. So kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here, op hierdie opstandingsdag is ons gebed vir deurbrake en vir verlossings en oplossings en 'n oop pad om 'n groot verskil te maak hier op die aarde. Baie dankie dat ons U naam kan aanroep. U is ons God, U is die lewende Here. Ons loof en ons prys U naam in die ganse aarde, want U is alles in ons lewe. U is die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Baie dankie Here dat ons gemeente kan wees, deel van duisende kerke in die wêreld. Baie dankie dat ons vir ons vriende kan intree en opstaan. Ons wil hierdie jong man wat worstel om werk te kry, wat die situasie besig is om hom onder te kry, wil ons dan nie opdra. En ons wil bid Here dat U vir hom iets op sy pad sal bring, wat vir hom nuwe energie sal gee, wat vir hom 'n nuwe visie en 'n nuwe toekoms sal gee, dat hy sommer in 'n ander wendelbaan begin opereer. Baie dankie ook dat ons vir mense kan bid wat baie siek is. Daar's baie mense wat worstel met terminale siektes, en siektes wat hulle plat trek. Maar daar's ook mense wat baie deurbraak het. Baie dankie Here dat ons weet U is die groot geneesheer. U is die een wat ons almal weer 'n goeie gesondheid gee. Baie dankie dat ons ook kan bid vir mense wat in allerlei verskillende toestande van trauma verkeer, mense wat verliese ly, mense wat werkloos is, mense wat in depressie beland. Elke liewe een se gebed is Here dat hulle verlossing by U voete sal kom soek en dat hulle dit ook sal kry. Baie dankie Here dat ons hierdie opstanding kan vier. Geef ons elkeen dat ons hierdie opstandingskrag deel van ons elkeen se geloofslewe kan maak. Dat dit ons sal stem tot hoër hoogtes en groter deurbrake in elkeen van ons lewens. Seën ons vandag met 'n boodskap uit die Vader hart uit. En ons bid alles in Jesus Christus se naam. Amen. Vriende, die Here het opgestaan. Daar's verskillende woorde in die Grieks daarvoor. Een van die woorde is Anastasia. Hy het opgestaan, maar die Griekse woorde het baie verbuiging soos histemi. So daar's baie woorde daarvoor. En Evangelies praat in die Matteus, Markus en Lukas praat van die Here het hom opgewek. God het hom opgewek. Maar in Johannes praat daarvan hy het opgestaan. Hy het uit die dood uit opgestaan.
Daar's verskillende elemente daarvan. So kom ons lees vanoggend in die Bybel. Soos ek vroeër gesê het, hierdie hele naweek, die Vrydag met die kruisiging en die Saterdag, die Vrydagmiddag toe Josef van Arimatea hom gaan begrawe het, was daar net vrouens by as getuienisse gewees. So hierdie hele naweek was die vrouens die hoofgetuies gewees wat alles wat gebeur het. En as dit nie vir hulle was nie, het ons hierdie gebeurtenis dalk nie gehad nie. So hulle is ons hoofgetuies oor hierdie hele naweek. Toe sê die engel vir die vroue, hulle het nou gegaan om te gaan salf of te gaan iets doen met die graf. Julle moenie bang wees nie. Ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die dood uit opgewek, soos hy gesê het. Kom nader en kyk, daar is 'n plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die dood uit opgewek en hy gaan vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Vrouens het die sonnagoggend daar gekom en daar was niks nie. Dis verskyn na engele aan hulle en sê vir hulle, hy het opgestaan, hy is nie meer hier nie. So die graf was eenvoudig net leeg gewees. Vandag kan jy hierdie plek gaan besoek in Jerusalem en jy kan daar nagmaal hou. Dit is 'n baie groot belewenis om daar te wees. Maar hierdie teologies, vandag se gebeure, teologies sê vir ons, daar's lewe na die dood. Iets wat ons as gelowiges in glo elke dag as ons iemand begrawe, as ons afskeid neem van 'n geliefde, dan glo ons as lewe na die dood. Die Bybel praat van die eerste dood en dis die gewone fisiese dood. Die tweede dood is die geestelike dood wat ons nie gaan hê nie, want ons gaan ewig lewe. Dit in gewone taal sê dit vir ons dat ons almal wat hierso staan tweede in die lewe. So ons gaan nie net ons eerste flater die einde van alles en ons kry tweede kans in die lewe. Ons kan 'n nuwe blaadjie omslaan en dit gee vir ons 'n nuwe lewe. So kom ons lees net verder 'n bietjie paar teologiese verse wat ek vir julle opgesit het. Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood uit opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. So hierdie teologiese gebeurtenis stem elkeen van ons tot 'n nuwe lewe. Die lewe hoef ons nie dood te druk nie. Die lewe is vir ons nuut. God sê vir ons kan elkeen 'n nuwe lewe lei. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Op grond van sy opstanding uit die dood is hy deur die Heilige Gees aangewys as die Seun van God wat met mag bekleed is en Christus Jesus ons Here. En dan kom Paulus, dan sê hy, ek het 'n bietjie opskryf. Dan sê hy, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood uit. So, hier waar ons teologies staan na die opstanding, beteken dit ons almal lei 'n lewe van oorwinning. Ons almal is tot baie hoër hoogtes bestem. Ons kan enigiets oorkom.
Ons kan enigiets bereik. Jy kan enige hindernisse oorkom. En dis nie altyd maklik nie. Maar dis hoe mense met terminale siektes deur dit lewe en aan die ander kant uitkom. Mense met gestremde kinders deur dit lewe en heel aan die ander kant uitkom. Mense met ongelukke wat baie erg was deur dit lewe en aan die ander kant uitkom. Ons kan enige onmoontlike hindernis oorkom. Maar dit voel nie vir ons elke dag so nie. Dit voel nie vir ons heeldag so nie, want ons leef nie permanent in die oorwinning nie. Almal van ons is nog vasgevang in van hierdie stasies wat Jesus in was, in sy kruisiging en in sy gevangenskap, was daar sekere elemente, en ons is nog daarin vasgevang. In die eerste plek, kan ons vasgevang wees in hierdie godsverhaalde plek waar Jesus was, waar hy gevoel het asof God weg was. En asof hy gevoel het die gebede werd nie. En asof hy gevoel het die mense om hom is net Jobs vriende wat sê hy moet net beter en beter en beter raak. Ons kan daar vasgevang wees. Waar Jesus teen 12:00 die middag het daar 'n duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3:00 geduur. Om 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit beteken, my God, waarom het jy my verlaat? Ons kan in hierdie eerste stasie vasgevang wees, waar ons net voel, ons gebede werd nie. Of, ons kan nog in konflik wees, waar Jesus op die tweede dag van hy week was, waar hy die tempel gaan reinig het. Ons kan in daai konflik wees, waar ons nog nie seker is, wat alles moet gebeur nie. Waar ons nog deur 'n moeilike situasie moet gaan. Of ons kan in twis wees met die owerhede, waar ons in strydgesprekke besig is met die owerhede, wie dit ook al mag wees, die regering of die kerk, waar jy geondervra word vir jou motiewe. Waar jy moet weet, wat is jou onderliggende teologie. Of, jy kan in die volgende stasie wees, waar jy verraai word deur jou naaste vriende. Waar jy teleurgestel word, wat jy nie antwoorde het met wat in gebeur is nie. Of jy kan in die volgende stasie wees, waar jy verwerp word deur jou disippels, waar Jesus deur sy disippels verwerp is, nie deur die disippels, maar deur die volk verwerp is, deur sy eie kultuur verwerp is, en deur sy eie mense verwerp is. Of jy kan nog in 'n plek wees waar jy voel dat jy gestraf word, waar jy gegeesel en geslaan is, onskuldig. Waar jy deur erge lyding moet gaan. Waar jy deur die grootste pyn moet ervaar. Jou eie weg van smarte moet deurgaan. Jou eie via dolorosa. Of jy kan eenvoudig net voel, jy is 'n totale bespotting vir al die mense om jou. Jy word deur almal bespot, deur die soldate, deur die skrifgeleerdes, deur die mense om jou. Of jy kan eenvoudig op hy laaste stasie wees, waar jy voel, die mense het jou totaal en al gekruisig. Jy is tot niks in staat nie. Jy het die hoogste prys betaal. Algehele vreemdeling geword vir die mense om jou. En daar is geen redding meer oor nie. Jy kan in enige een van daai stasies wees. Maar die feit van die saak is, net soos vir Jesus Christus, na hierdie 3 dae van duisternis, waar hy moes gaan betaal het vir ons almal se sonde,
kan God weer sigbaar raak in jou lewe. En op die Sondag het alles helder duidelik sigbaar geword. Nie vir almal gelyk nie, maar God het weer sigbaar geraak. Die oorwinning het weer tasbaar gevoel. Die nuwe lewe het weer naby ons gekom lê. Totale verlossing het binne ons bereik gekom en geen veroordeling was daar meer vir ons oor nie. En is daar enige iemand wat dalk iets wil sê of wil getuig of wil vra? Indien daar nie is nie, kom ons gee geleentheid vir 'n dankoffer. Francina, jy is nou wel 'n bietjie ouer, maar jy lyk nog jong genoeg. Dankie Liam, jy is nog definitief jong genoeg. Vriende, kom ons staan almal vir die slotlied en sing ons almal saam. Vriende, ontvang die seën van die lewende Here. Hy seën julle met die opstandingskrag en hy sê gaan oorwin julle hindernisse. Amen.